Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van Kerk Slim. Die bedoeling van hierdie potgooi is om ons lidmate en onsself 'n bietjie slimmer te maak rondom kwessies van en in en rondom die kerk. Ons het nou al op 'n vorige geleentheid was Dr. Anto hierso en het ons bietjie oor die kerkorde gesels. Ons hoop julle is bietjie slimmer wanneer dit kom by orde, reëls en ordonnansies. In die vorige episode was Dr. Martin van Rensburg en hy het met ons kom deel hoe kan ons eie gemeenskappe laat herleef en hoe dit ook ons as gelowiges se verantwoordelikheid is. Vandag het ek nou ook 'n baie spesiale gas. Dominee Hannes van der Merwe van Pretoria Oos Hervormde Gemeente is vandag hier om saam te kuier. Eintlik is hy besonder begaafd wanneer dit kom oor vele terreine, maar waaroor ons vandag in die besonder gaan gesels, is rondom die liedereskat van ons kerk en dan baie spesifiek ook rondom vonkliedere. Hannes, baie welkom en baie dankie dat jy hier is. Baie dankie Janine, dis lekker. Ek hoop aan die einde van hierdie gesprek dan het dit vir 'n klomp mense iets beteken. Ons is bevoorreg want ons het nie net die liedboek nie, wat psalms, die ou psalms en die gesange het nie, maar hoeveel jaar is dit omtrent al wat ons vonkliedere sing? Wel, kyk, die liedboek is in 2001 het hy uitgekom en dit was seker so 4-5 jaar later wat vonk self begin het, maar dit het 'n rukkie gevat voor die Hervormde Kerk deel geworde daarvan, maar dis seker 'n goeie 15 jaar wat die Hervormde Kerk al vonkliedere sing. Dit is baie lank en ek dink daar sal baie gemeentes wees wat sê ons sing nog nie vonkliedere nie. En dit is wat die bedoeling is om julle opgewonde te maak oor hierdie wonderlike liedere wat daar is. En dat dit nie moeilik is om dit te bekom in die eerste plek nie. En as jy gelukkig is om 'n oralis of 'n musiekbegeleier te hê, sal hulle dit wel kan bemeester. Absoluut. Nee, ek dink daar is soos wat jy in die liedboek liedere kry wat 'n bietjie meer van 'n gemeente vra, so kry jy dit by vonk ook, maar ek dink die trant van die vonkliedere maak dit dat dit vir mense 'n manier gee om hulle geloof te verwoord wat dalk nader aan die hedendaagse manier is as wat die liedboek is. Maar ek dink wat belangrik is dat persone wat dalk skepties voel oor vonkliedere moet besef dis presies dieselfde proses wat liedere deurgegaan het by die liedboek as wat by vonk die geval is. Dis 'n proses wat fyn detail vra op 'n teologiese vlak, 'n letterkundige vlak, musikale vlak. So daar's 'n klomp dissiplines wat saam om 'n tafel sit, presies soos wat met die liedboek was. Miskien die een groot verskil is dat by die liedboek was daar 'n baie sterk kwalitatiewe oordeel van ek dink hierdie lied is nie goed genoeg nie. Terwyl by vonk is die uitgangspunt, sou daar gemeentes wees wat hierdie lied graag sou wou sing. Jy kan hoor, daar's 'n bietjie van 'n verskil. Al is dit nie noodwendig my smaak nie, gaan daar gemeentes wees wat hierdie lied graag wil sing. En dan wil 'n mens graag vir hulle die geleentheid gee, maar daai lied dan ook so goed maak as wat mens hom kan maak. Goed, so jy sê daar's 'n geweldige proses wat ingaan by die skryf van 'n lied, die goedkeuring van 'n lied voor 'n gemeente om uiteindelik dan sing. Wat is julle span? Waaruit bestaan julle span mense? Wel, die mense bestaan uit teoloë en musikoloë en daar's ook taalkundiges, mense wat met letterkunde vertroud is. So dis die span mense wat om die tafel sit. Maar net om jou 'n idee te gee, daar is sommige liedere wat al 4-5 jaar in proses is. Nou baie keer is die kopiereg proses die groot haakplek in die hele stelsel. Ek sal nou dalk iets meer daaroor sê, maar jy weet as ons 'n lied kry wat voorgelê word, dan word hy gesing en ons besluit vir ons is hierdie melodie bruikbaar vir die kerk. Want daar is sekere maatstawwe wat mens daarom aan moet voldoen ook wat melodieë aanbetref.
en dan is die woorde teologies reg, is dit letterkundig reg, en dan is dit word terugverwys na die digter en die komponis toe, daar word aan gewerk. Met 'n volgende jaar kom daai lied terug, hy word weer aangeskaaf, dan word hy goedgekeur, dan gaan hy in 'n setproses, in 'n proefleesproses in. So uiteindelik, die kortste periode omtrent wat dit vat, is 2,5 na 3 jaar, van 'n lied voorgelê word, tot hy uiteindelik vir die kerk beskikbaar is. Net om te sê dat daar baie groot moeite gedoen word, dat dit vir die kerk die beste is as wat dit kan, so goed as wat dit kan wees. Hoeveel vonkliedere is daar op die oomblik, min of meer? Ons is nou baie naby aan 600. So daar is, ja, ek dink omtrent 600 vonkliedere wat reeds goedgekeur is. Daar's nou ook natuurlik altyd 'n klompie wat in proses is, wat nou weer met 'n volgende ronde finaal goedgekeur kan word. Maar so, ons praat van 600 liedere, waarvan om en by 100 psalmtekste is. So dis, mens moet nooit dink, partykeer sê mense vir my, hoekom sing die kerk nie meer psalms nie? Ja, dis net nie waar nie, want daar's nie net in die eerste 150 liedere in die liedboek wat psalms is nie. Daar's van die gesange in die liedboek wat psalms is, Ja. wat uit psalms beruim is, en dan is daar omtrent 100 vonkliedere wat psalmtekste het. Wonderlik, maar ek wil nou net so darm 'n bietjie spog, van daai 600 liedere, hoeveel het jy geskryf? Dis moeilik om te sê presies, maar dis om en by 180. Dis wonderlik. So ons is baie trots op Hannes. Te sê hy kom uit ons geleedere, hy het 'n besondere talent vir die skryf en die betrokkenheid, die oor vir die musiek. Jy is ook gekies verlede jaar as die voorsitter van die vonkwerkgroep. Of sal ons, is dit reg? Dis reg, ja. Ja, kyk, Jacques Lou wat reeds by die gesangekommissie van die liedboek betrokke was, dis waar ons mekaar leer ken het, en 'n klomp, dat ek dit dalk ook net sê, 'n klomp van die lede wat vonk begin het, was mense wat aan die liedboek saamgewerk het, en toe gevoel het, daar moet verder gewerk word aan liedere wat in 'n meer klassieke styl lê, en dis die span mense wat toe gebruik is, van hulle is oorlede, van hulle het afgetree, en Jacques het laas jaar aangedui dat hy, want hy was voorsitter van 2004 af. Hy gaan nou nie meer langer beskikbaar wees nie, en nou, toe het die onus nou op my geval, so nou moet daar 'n volgende era eintlik ingelei word, en dis vir my opwindend, want ek sou graag wil hê ons moet hierdie nuwe era begin met 'n grondige nadink oor die kerklied, en wat is vir ons belangrik, hoe belangrik is kerkliedere vir ons, of gaan ons ophou om te skep? Partykeer sê mense vir my, jy's maar ons nie nou genoeg liedere nie. Nooit nie. En dan is my eerste reaksie daarop, wil jy vir my sê dat jy dink dat die God wat ons aanbid, het ons nou klaar besing, klaar aanbid, klaar geloof, is daar niks meer wat oor hom gesê kan word nie. Nee, dit kan tog nie. Net so kan ons hom nie vasvang in die liedboek nie, nee. Net so gaan ons hom ook in 600 vonkliedere. Nee, daar sal altyd nog iets wees, want jy ook 'n nuwe omstandigheid waarin ons as kerk onsself bevind, ook daardie omstandigheid kom na ons toe en sê vir ons, wel, hoe aanbid die kerk hier en nou? Ons woorde daarin gee, Ja, uitdrukking daarin gee. Ek dink ek het bietjie te vinnig gespring, miskien moes ons net gesê het, waarvoor staan vonk? Daar's dalk mense daar buite en wonder, waarvoor staan die afkorting vonk? Dit staan vir voortgesette ontwikkeling van nuwe klassieke kerkmusiek. So wat net sê is, dis vir die kerk belangrik om nie net te kyk na kontemporêre styl van musiek nie, en daarmee is daar geen waardeoordeel wat daaroor uitgespreek word nie, net, maar dat daar ook gewerk word aan meer klassieke styl van liedere. Kom ons sê die tipe van liedere wat jy in elk geval in die liedboek sou vind. Maar ek moet dadelik ook sê dat jy ook binne die vonkkorpus kontemporêre liedere het, net soos wat jy in die liedboek sekere kontemporêre melodieë het.
so het jy dit ook in die vonkkorpus. So op daai manier is daar eintlik 'n handevat of 'n oorvleeling tussen dit wat ons by vonk doen en wat ook by meer kontemporêre korpusse na vore kom. Ja, want mense hoor baie keer 'n melodie is nogal bekend en dit val gemaklik op 'n mens se oor. So daar is ook vertaling van Engelse werk baie keer. Ja. So 'n groot deel van die liedere wat Afrikaanse tekste voorgeskryf is bestaande kerkliedere van reg oor die wêreld. En ons het regtig probeer om van wyd oor die wêreld verskillende kerkliedere skat te verteenwoordig te kry in die vonkkorpus. Maar daar is ook meer resente goed. En dis waar die kopiereg probleme inkom. Ek dink die gemeentes besef altyd dat dit regtig nogal gevaarlik is om net 'n lied wat jy op die radio hoor te vat, om selfs eie Afrikaanse woorde voor te skryf en te sing, sonder dat daardie lied deur die kopieregproses is by die oorspronklike komponiste nie. Want daar is potensiële gevare wat daar is. Jy kan gedagvaar word vir kopieregoortreding. En omdat ons dit op die regte manier probeer doen, kry ons dat ons baie keer lank moet wag om kopiereg toestemming te kry. En dit baie keer na 5-6 jaar se wag nie kry nie. Dat die komponis net sê nee. En dan het jy eintlik niks wat jy daaraan kan doen. Jy kan daai teks dan nog weer vat en 'n ander melodie vir hom skep. Maar hy val nie altyd so lekker in 'n mens se hart nie, want jy het in jou eie kop met daai ander melodie gewerk. En nou ewe skielik is daar 'n nuwe een wat nie vir jou dieselfde sê noodwendig nie. Miskien moet ons net 'n oomblik stil staan by die kopiereg en sê net vir ons weer verduidelik rondom die gelde wat ons oorbetaal aan Bible Media. Ja. En wat daai gelde alles dek en min of meer hoeveel dit is en dat ons eintlik nie liedere mag vertoon op byvoorbeeld 'n bord as ons nie die kopiereg het nie. En dis ook waarvan die boekliedere. Ja. As jy nie die kerkmusiek lisensie uitgeneem het nie, en jy liedere projekteer en veral ook uitsaai, want nou ewe skielik is 'n klomp gemeentes besig om stroming te doen van eredienste en ook van die musiek. Dit behoort eintlik 'n totaal aparte lisensie nog te wees om dit te mag doen. Maar gelukkig onder die kerkmusieklisensie by Bible Media is daardie regte ook vervat en as jy die kerkmusieklisensie betaal het, het jy ook die reg om die liedere te stroom. Die liedere wat deel van die Bible Media korpus is vir hulle. Dis die liedboek? Dis die liedboek en vonk, ja. As jy vlamliedere wil sing, moet jy die CCLI lisensie addisioneel uitneem. Ja. Maar as jy nie vlamliedere sing nie en nie Engelse liedere sing nie, net met liedboek en vonk, dan het jy net die een lisensie nodig. En dit is die kerkmusieklisensie wat op Missio beskikbaar is. Nou dis letterlik ek dink is missio.co.za, ja, .org.za. En dan die gelde wat gemeentes daar betaal, dit help natuurlik om die webblad in stand te hou en ook die groter werk van vonk te finansier, maar die kopiereg word ook daaruit vir die oorspronklike komponiste betaal. Net interessantheid, as ek byvoorbeeld Afrikaanse woorde skryf vir 'n melodie waarop daar kopiereg is, en daai woorde word goedgekeur deur die oorspronklike komponis, want dis wat moet gebeur, dan behoort daai woorde aan hom, Nie aan jou nie aan my nie. Dan behoort daai lied in sy totaliteit, al is hy Afrikaans, aan die oorspronklike komponis. Dis wat die kopiereg van die melodie beteken. En daarom het die komponis het seggenskap oor watter teks gebruik word op sy of haar melodie. Dis baie belangrik dat ons dit sal hoor, dat ons die kopiereg, aangesien ons gelowiges is en kerk is en dit gebruik, dat ons dit ook op die regte en wetlike manier doen, sodat ons die kopiereg gehoorsaam en eerbiedig. So daarvoor is betaal ons 'n lisensie aan Bible Media,
www.missio.org kan jy die inligting kry. En dan op daai webblad, soos Hannes sê, word baie mooi in stand gehou. Op daai webblad kan jy letterlik 'n lied gaan kies en jy kan ook na die melodie luister. Ja, dit is eintlik wonderlik wat die moontlikhede is wat op die webblad vervat word, want daar's 'n soek engine op die webblad. So jy kan daai soek engine ook as 'n konkordansie gebruik. As ek byvoorbeeld, ek het nou afgelope Sondag gepreek oor navolging, oor disippelskap, so as ek die woordjie volg intik, dan het ek al die liedere kry ek onmiddellik wat daardie woord of as 'n onderdeel of as 'n geheel van 'n woord in voorkom. En dan kan ek dit gaan soek en ek kan dit dan by elke lied is daar 'n toetssnit wat ek so 30 sekondes kan luister net om te seker te maak ek ken hierdie een of ek ken hom nie, want nie almal kan bladmusiek lees nie. En as ek dink dis die een wat ek graag wil gebruik Sondag, dan is daar 'n aflaai knoppie en ek druk die aflaai knoppie en dan het ek toegang tot die PowerPoint in meer as een formaat. Ek het toegang tot die bladmusiek in verskillende formate en ek het ook toegang by al die vonkliedere van begeleiding vir die lied in sy totaliteit. So gemeentes wat nie oraliste het nie, daar is die plek waar jy ook die volledige begeleiding kan aflaai en in jou erediens gebruik. Goed, dan is nou weet ons ten minste hoe werk kopiereg en dat ons moet betaal daarvoor en wat ons kry daarvoor vir die bietjie geld. Kan jy dalk onthou hoeveel kos dit? Dit hang af van 'n gemeente se grootte. So daar's 'n glyskaal wat afhangende van hoe die gemeente grootte. Dis die prys wat jy betaal. So kleiner gemeentes word tegemoet gekom. Maar dis ook die kleiner gemeentes wat in 'n sekere sin die meeste voordeel kry, want gemeentes wat nie 'n oralis het nie, het toegang tot die begeleiding wat hulle andersins nie so gehad het nie. Partykeer vra mense vir my, nou maar wanneer kom die boekie nou uit? Nooit. Daar gaan nie 'n boekie kom nie. Om 'n eenvoudige rede, hierdie korpus is nooit afgesluit. Ja. En die oomblik as jy na 'n boekstelsel toe gaan, natuurlik het dit 'n ongelooflike voordeel dat mense het dit in hulle hande. Maar op daai oomblik sluit hy af en dis 'n baie duur proses vandag om so 'n boek van 600 liedere van vooraf te laat druk, te laat set ensovoorts. En die bedoeling hiervan is juis dit moet 'n korpus wees wat heeltyd aan die ontwikkel is. As ons sien, maar hier is 'n nuwe veld wat na vore kom. Byvoorbeeld daar was op 'n stadium binne die raamwerk van die NG Kerk die seisoen van luister. So hulle het liedere gesoek wat oor menswaardigheid handel. En daar's liedere geskep daarvoor. Omdat daai behoefte daar is. Op 'n stadium te sien ons maar daar's ontsettend min doopliedere. So dan word doopliedere geskep om in daai behoefte te vervul. En daarom kan dit nooit afgesluit wees nie. Ja, daar sal van die liedere wees wat dalk min tot glad nie gesing word nie, maar dis daar vir ingeval mense dit sou wou sing. Goed, dankie. En ek dink ons moet net dalk noem ook, jy het toegang, nie net een persoon het toegang tot die webtuiste in jou gemeente nie. As jy ingeskryf is, dan is daar 'n hele paar mense, tussen 5 en 10 mense, wat toegang dan kan kry, om wanneer hulle dan ligbeeldvertonings bou, of hoe ook al. Ons kan miskien net noem, Hannes het genoem van die CCLI lisensie, vir Vlam en Engelse liedere. Wat interessant was, dat die van julle wat dalk so 'n lisensie het, moet net wakker slaap. Julle sou gesien het, hierdie jaar het hulle 'n brief uitgestuur, dat jy al die liedere, aangesien ons nou oor kopiereg praat, moes jy al die liedere wat jy verlede jaar sien maar gesing het, moes jy vir hulle 'n lys gestuur het, sodat hulle daai kopiereg verantwoordelik kon toepas. Ja, daai soort verslag wat by CCLI gevra word, is 'n baie frustrerende ding, want dit beteken daar moet rekord gehou word, en dit gebeur nie. Dit was die eerste jaar wat hulle ons dit gevra het. Dis nog altyd die veronderstelling gewees, want dis die manier waarop hulle tantieme aan die digters en die komponiste uitwerk. By vonk werk dit nie so nie. Die oomblik as jy 'n lied geskep het, dan jy gee vir hulle eintlik die publikasiereg van jou lied,
en dan is daar geen verdere betaling ter sprake vir Suid-Afrikaanse digters en komponiste nie. Daar's wel ander reëlings met mense wat kopiereg oorsee het, maar dit word van saak tot saak kan dit verskil. Goed. Vertel net vir ons 'n bietjie hoe het jou pad begin? Hoe het jou passie begin vir kerkmusiek om daarbey betrokke te raak? Was dit altyd so of was daar iewers 'n saadjie wat net gegroei het? Weet jy, ek onthou baie goed as klein kindjie het ons het nie ver van die kerk af gebly nie, maar ons het vroeg kerk toe gery. So ons kar was gewoonlik die tweede kar wat daar by die kerkgebou gestop het. Dan sit ons in die kar en wag. En terwyl ons wag, luister ons na die radioprogram destyds van Fanny Smit, Alle volke loof die Here, wat kerkmusiek van oor die wêreld heen gespeel het. En dit was die eerste regtige blootstelling, anders as in die kerk self sing, wat nog altyd vir my lekker was dit die eerste blootstelling aan kerkmusiek. Op hoërskool het ek 'n paar liedere geskryf, nie kerkliedere nie, sommer net gewone ligte Afrikaanse liedere. En die oomblik toe daar gekyk word na die gesangekommissie, hierso in die middel 1990s. Toe is ek op daardie stadium in Kempton Park in 'n jeugwerk standplaas. En toe vra hulle my of ek dit sal eintlik die jeug se stem sal verteenwoordig by die gesangekommissie. En so het ek by die gesangekommissie betrokke geraak. Uiteindelik toe vir die gesangeboek 9 liedere geskryf en daarna het dit eintlik net toegeneem. So dit was eintlik 'n baie organiese ontwikkeling, maar die saadjie daarvan het letterlik in die laerskool begin en dit was omdat ek 'n radioprogram gehoor het. Ouers wat ook lief was vir kerk, kerkmusiek. Dis wonderlik. Maar nou skryf jy, ons het nou gesê jy het al 'n hele klomp liedere geskryf. Waar begin 'n mens? Waar kom jou inspirasie? Wat 'n proses gaan dit by jou deur wanneer jy aan 'n lied werk? Ek dink dit is soos met 'n preek. Jy het ergens is daar 'n idee wat in jou kop begin leef en hy groei met verloop van tyd. Partykeer is daar die idee 'n bestaande lied wat jy vertaal. Partykeer is dit net 'n sinnetjie in 'n lied. Partykeer is dit jou behoefte om 'n sekere teologiese gedagte in 'n lied te kry vir 'n erediens en jy sien daar is nie so 'n ding nie. Dan moet ek een skryf. Nou, dan moet hy eers deur die proses gaan, maar dan besef jy, dis nodig dat hierdie ding ook gesê en gesing word. So, dis partykeer waar ek begin. Partykeer is dit net 'n los idee wat ontwikkel. Nou, of is 'n teksgedeelte in die Bybel, wat jy voel, maar dit sou wonderlik wees as hierdie teksgedeelte in die mond van 'n gemeente geplaas kan word. En dan gebruik jy hom so. As ek sonder 'n bestaande melodie werk, dan sal ek meestal in my eie kop met 'n melodie werk. Ek maak hom sommer 'n eenvoudige tuentjie dat ek net seker maak die metrum is reg en die vers hoeveelheid lettergrepe per reël is reg, die verslengte is reg en konstant. En dan sal ek baie keer die woorde alleen voorlê. Maar so hier en daar het ek nou al in my eie kop het daai melodie nou al so vas aan daai teks geword dat ek die melodie ook voorgelê het. Kan jy die note skryf? Ek kan nie die note skryf nie. Ek kan note lees. Neer jy hom of wat neer jy hom? Ek neer hom en ek sal op die klavier sit en maar gaan sit en dan sê dit moet B-mol, C of wat ook al wees. Okay. Maar dan ek kan glad nie harmonisasies doen nie. So dan gee ek hom vir 'n musikant, 'n musikoloog en sê asseblief harmoniseer die melodie. En dan doen hulle dit. En dis wonderlik, ja. Kreatief, nee, dit is verskriklik lekker. Uit die nood uit word dit gebore. Dit is wonderlik. En jy het stilte nodig daarvoor. Ja, weet jy, ek moet jou sê dis jy kan nie hierdie tipe van kreatiewe proses doen terwyl jy
onderdruk is en jy's gejaag en jou kop is met 100 goed besig nie. Mense het nodig om kreatiewe energie te hê, en kreatiewe energie is eintlik altyd surplus energie. En baie stilte en geen afleidings So min as moontlik, rondom jou nie. Wat is jou gunsteling lied? Is daar een wat jy sou kan sê, hierdie lied lê my die naaste aan die hart, dit is in 'n sekere tyd geskryf, of dit beteken vir my persoonlik baie? Ek kan nie dit vir jou sê nie. Dis eintlik vreemd, maar weet, elke keer wanneer daar 'n nuwe skepping is, dis nie dat jy jou ou kinders nie meer lief is nie, maar dan is hierdie nuwe babatjie is daarom baie oulik as jy hom vir die eerste keer gaan so baie van jouself in dit in. Ek het nou byvoorbeeld 'n teks geskrywe, so 'n jaar of wat terug, en hom toe vir die komponis Franco Prinsloo gegee. En hy het nou so kort terug, as 'n week of 2 terug, het hy daai melodie klaar geskryf. En nou is dit vir my wonderlik om daai melodie te kan hoor. En hy sê dit vir my, nee, hy wil hom nou juist gee, daar's 'n versoek van 'n koor af vir 'n koorwerk vir die Applaus koorkompetisie. Kan hy maar die teks gebruik? Sê asseblief. Dit sal wonderlik wees. Dit gaan lekker wees om dit te hoor. Wonderlik. So daai genoegdoening wanneer iets geskep word en gesing word, is net so bevredigend. Dis baie bevredigend, maar weet jy, die eienaardige is, as jy die lied klaar het, en hy's nou, amper hy word 'n grootheid op homself, verloor hy, of jy verloor eintlik eienaarskap van hom. Hy groei op sy eie. En dit gebeur baie keer dat ek by myself dink, hierdie sê maar ek hoor 'n lied ergens, en dit is nogal, ek hou daarvan, en dan gaan kyk en sê, ek het die woorde geskryf. Maar ek het verander. Hy word iets anderster as wat jy op daai oomblik in jou studeerkamer mee besig was. En dis 'n wonderlike voorreg. En om dan te hoor hoe gemeentes 'n lied sing en hoe dit liturgies inpas en hoe hy in verskillende kontekste anders geïnterpreteer word. Mense is so dankbaar. Dankbaar trots. Dankbaar. Ja, ek is dankbaar. Dankbaar. Wat maak jou opgewonde vir die toekoms van kerkmusiek? Waaroor is jy opgewonde? Ek is oortuig daarvan dat kerkmusiek so 'n wesenlike deel van die kerk is, dat dit deel is van hoe die kerk ook haarself in hierdie tyd eintlik tot uitdrukking bring. Dis ongelooflik belangrik vir die kerk om steeds te fokus op haar kerkmusiek, want dis die manier hoe jy gebind word aan die verlede, hoe jy gebind word aan geslagte en eintlik millennia se mense voor jou wat ook aanbid het. Maar dis terselfdertyd hoe jy nou jou geloof oor jou lippe neem. En dis ook die manier hoe jy die toekoms ingaan tot in die ewigheid met 'n lied in jou hart. So dis wat my opgewonde maak oor kerkmusiek. Dis so absoluut deel van die essensie van die hart van kerkmusiek. Ek het nou in laas jaar is ek gevra om op 'n stadium 'n lesing te doen oor die verband tussen die kerklied en ons geloofsbelijdenis. Toe nou 'n bietjie dieper gaan ingrawe daarin en uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom. Dis die geloofsbelijdenis wat uiteindelik in liedvorm in mense se monde geplaas word. Maar dis terselfdertyd daardie lied wat oor mense se lippe geneem word, wat weer vorm dit wat hulle glo. En daai koneksie tussen dit wat die kerk glo en dit wat die kerk sing, dis 'n ongelooflike voorreg om daarmee te mag besig wees. En om dan vir mense die geleentheid te kan gee om hulle geloof te verwoord. Baie keer, jy sal nou self ook weet, lees jy iets of jy sing iets, en vir die eerste keer is dit asof hierdie teks
sê iets wat ek nie eers besef het die waarheid vir my is nie, maar ek besef nou hoe waar hierdie teks vir my is. Ja. Die voorreg om daarmee te kan besig wees, om mense te help, om woorde aan hulle geloof te gee, is ongelooflik belangrik. En terwyl ek nou aan die gang is, dat ek nou dit ook sê. Een van die interessante dinge wat die navorsing, die breinnavorsing vir ons wys, is dat jy kan byvoorbeeld teologies nadink, dan dink jy meestal met jou linkerbrein. En jy kan op 'n ander manier weer met jou regterbrein besig wees, maar die oomblik wanneer 'n mens sing, vind daar breinintegrasie plaas. Want die oomblik wanneer jy jou geloof sing, beweeg dit deur beide helftes van jou brein. Wat net vir jou sê hoe belangrik dit is, die vaslegging van daardie geloofswaarhede. Maar dan moet dit ook op 'n kreatiewe manier wees, dit moet ook op 'n manier wees wat jou aanspreek. Maar dis die geleentheid wat ons het om mense op so 'n manier te vorm in hulle geloof. Dis wonderlik, want ek dink musiek oor alle eeue en spektrums heen, mense geniet musiek. Mense vind dit 'n manier om uitdrukking te gee, nie net in kerkmusiek, nie alle musiek, maar juis in Christelike musiek wat ons kan sing, en ook baie keer, hoe verwoord ons anders as ons lof aan die Here, as deur 'n lied. Het is maklik om dit deur 'n lied te doen, om hom so te aanbid, maar ook in moeilike tye, wanneer daar net 'n lied in jou hart net opkom. Wanneer ons in die Bybel lees dat as daar 'n lied in die nag in jou gedagtes net opskiet, wanneer jy nie kan slaap nie, dat jy eintlik vir die Here kan bid en sê, Here, gee my net 'n lied om aan vas te hou, wanneer die bekommernisse dalk in jou gedagtes maal en die slaap jou ontwyk, is daar 'n lied wat jou kan rustig maak en wat jou in daai koneksie met die Here kan bring. En baie kere ook wanneer jy deur 'n slegte tyd gaan, om net om jouself te dwing om 'n loflied te sing, daar gebeur ook iets. Ja. Ek het al baie keer nie lus gevoel om te sing en dan dwing ek myself om 'n lied te sing en dan gebeur daar iets. Ja. Mense sien baie keer dat mense in 'n erediens emosioneel raak. En die oorgrote meerderheid is wanneer daar gesing word. Want musiek het die vermoë, juis omdat dit nie net skoon woorde is nie, maar dat dit ook op 'n melodie is, het musiek die woorde om 'n mens dieper te vat. Emosie by ons op te wek. En ons moenie bang wees vir emosie nie. Ek praat nie van om emosie te manipuleer ensovoorts nie. Ek praat daarvan dat die oomblik wanneer jy iets van God se grootheid beleef, iets van sy nabyheid beleef, iets van sy troos beleef, as jy vir my sê dit raak jou net in jou verstand, dan weet ek nie of jy dit nog regtig beleef het nie. Dit raak jou in jou totale menswees, ook wat jou emosie aanbetref. En daarom is emosie hoegenaamd nie vir my verkeerd nie. Maar natuurlik gaan dit kan natuurlik na 'n uiterste toe gaan waar iemand musiek gebruik bloot om mense te manipuleer. En dis nie die bedoeling nie. Dis glad nie die bedoeling nie. Wat maak jou bekommerd? Wat maak jou bekommerd oor kerkmusiek vir die toekoms? En miskien daarmee saam kan ons vra, wat se uitdagings is daar? Wat my bekommerd maak is mense se onvermoë om te kan onderskei. En ek praat nie nou hier van noodwendig styl van musiek nie, maar die vermoë wat mense het om tussen waarheid en verdraaide waarheid en partykeer sommer net pleinweg dwaling te onderskei. En daarom dink ek is so belangrik dat musiek aan prosesse en veral kerkliedere aan prosesse onderwerp moet word. Dis nie omdat dit 'n bevraagtekening is van enige iemand of om te dink dat net die Heilige Gees kan net werk wanneer ons klompie om 'n tafel bymekaar sit nie, glad nie. Maar dit gaan daaroor om werklik waar dit wat ons vir die kerk gee om God mee te aanbid, dat ons seker maak dat dit in lyn is met die waarheid soos wat God in sy woord sê. As Jesus daar vir die Samaritaanse vrou by die put sê,
daar kom 'n tyd dat God aanbid sal word in gees en in waarheid. So daar kan ook 'n emosionele faktor aan musiek wees, maar dit moet steeds die waarheid wees. Dit moet steeds gebonde wees aan dit wat ons in die Bybel oor God leer. So net soos wat daar 'n magt om goed na mense te kom op sosiale media wat konsyns vanuit die Bybel uitkom. Wat van sommige van dit van twyfelagtige karakter is, nee. Net so is daar ook 'n klomp musiek. Daar's 'n klomp musikale inhoud wat na mense toe kom. En wat mense net die blote feit dat Jesus ergens genoem word in die lied, maak die lied reg. Terwyl dit nie noodwendig die geval is nie. So dis die een ding wat my bekommerd maak. En die uitdagings is ek dink daar's ruimte in die kerk vir verskillende style. En daar moet ruimte wees vir verskillende style. Maar dat mens tog altyd moet besef dat om ook van die nuwer style van musiek in te sluit, nooit moet beteken dat die ouer style van musiek, wat baie keer duisende jare oud is, dat ons nie dat daar nie 'n skat lê in van daardie musiek nie. Dalk sal ons van daardie inhoud vandag met 'n ander melodie sing, omdat daai melodie net te moeilik op ons oor is. Maar daar's ongelooflike ryk en diep skatte wat in kerkmusiek lê oor die eeue heen en van oor die wêreld heen. Daar is kerkmusiek wat ons kom uit 'n wêreld uit wat met 'n baie sterk Wes-Europese tradisie werk. So Nederland en Engeland en Duitse musiek, dis waarmee ons bekend is en dis wonderlik. Daar's geen fout daarmee. Maar daar's ongelooflike musiek uit Suid-Amerika uit. Daar's ongelooflike musiek uit Afrika uit Rusland uit. En daardie musiek is ook vir ons. Ons is deel van daardie een heilige algemene Christelike kerk wat oor eeue heen God aanbid het. En ons moet dit nooit uit die oog verloor nie. Ek hou van wat jy sê, het maak ons opgewonde. Opgewonde dat ons nooit, ooit uitgesing gaan kan raak. Nee. Oor die grote God wat ons aanbid nie. Dankie vir die werk wat julle by Vonk doen. Dankie vir die werk wat jy persoonlik ook doen met die skryf van nuwe liedere en jou gawes en jou talente. Ek kan julle nog lank besig hou met Hannes se ander talente. Hy en sy vrou Gerda skilder ook graag. Sy is fantasties. Haar werke is ook, sal julle op sosiale media sien en syne ook. So ander dag sal ons bietjie gesels oor die skilder wat nog 'n talent is wat julle ook in julle uiting in vind. En gemeentewerk waar jy baie besig is, bid ons vir jou seën toe. Jy het 'n groot gemeente wat jy bedien in Pretoria Oos. Wonderlike gemeente waar jy ook al 'n klompie jare is. Van meer as 16 jaar nou. 16 jaar, dis goed, dis 'n redelike lang rukkie. Maar ook bid ons vir jou seën toe wat jou gemeente aanbetref. Jy is baie ryk, weet ons, in 'n skat van kinders, skoonkinders en nou 3 kleintjies. 3 kleinkinders. Jy is baie ryk. Ons is baie bly saam met julle vir elke toevoeging daar en mag oupa dit sommer baie geniet Baie om elke ou kleintjie as ek sien so op sy skoot te tel en al die vreugde wat hulle vir julle bied. Hannes, baie dankie. Dankie vir die bydrae wat jy in die kerk bydra, maar nie net in die hervormde kerk nie, in die kerk en in breë. Dankie vir jou talent wat jy met ons deel. Dankie dat jy op 'n besondere manier ook uitdrukking gee aan jou geloof, nie net deur prediking nie, maar ook deur skryf en dat dit ook weer vir ons beskikbaar raak om te sing. Ons het groot waardering. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid ook, dit was heerlik. Baie dankie. Hoop julle het vandag sommer baie geleer by ons en sommer baie kerkslim geraak en dat julle ook baie entoesiasties is oor ons vonkliedere. As jy dit nog nie 'n lisensie het nie, jy is welkom. Ons gaan sommer onder net weer vir julle die webtuiste beskikbaar stel en dan kan julle gerus
gaan kyk, wat is alles daar beskikbaar? Dan kan ek ook sê, op Pretoria Oos se YouTube kanaal, het hulle oralis Pieter van der Berg, het hy weekliks 'n lied van die week, wat hy ook daar met ons deel, en daar kan 'n mens ook blootgestel word aan baie van die nuwe liedere, en hoe hulle klink, so gaan soek gerus daar. Baie dankie dat jy saam gekyk het, sien mekaar weer, volgende episode van Kerkslim, totsiens.